Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens. Wat 'n wonderlike voorreg om weer hier in die naam van die Here vergader te kan wees. Geliefdes, ons Desember eredienste volg 'n bietjie van 'n ander liturgie as oor die algemeen. En ons gaan vanoggend ook bietjie meer liedere sing om bietjie weer bewus te raak van dit is regtig werklik nou Kersfeestyd. En in hierdie tyd van die jaar fokus ons op ons Verlosser se koms en sy menswording. En so ook gaan ons liedere dit vanoggend bevestig. Kersfees is oral rondom ons. Wanneer ons in die strate ry, dan sien ons hoe mense hulle huise met liggies versier het. Baie van ons het Kersfeesbome in ons huis wat met liggies versier is. Dan as ons winkel toe gaan, hoor ons net Kersfeesmusiek in die winkels. En oral rondom ons raak ons bewus, dit is nou Kersfeestyd. Is u Kersfees inkopies al gedoen? Gaan u of het u dalk al reeds Kersgeskenke toegedraai? Weet u wat op die spyskaart vir Kersdag vir u wag? Is daar genoeg slaapplek waar u gaan wees vir almal wat kom? Is u Kersdag reëlings in plek? Want Kersfees is net oor 4 slaapies. Net 4. En daarom in vanoggend se erediens is die tema 'n Kersfeeshart. En in hierdie erediens wil ek graag vir u vra om die harte voor die Here oop te maak vir sy woord en die harte te ondersoek met die vraag: dit is Kersfeestyd. Maar is dit werklik Kersfees in my hart? Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, dankie dat u ons harte ken, dat u ons deur en deur ken. Dankie Here dat u ons diepste hartsgevoelens ken. Ja, selfs daardie gevoelens wat ons nie met ander voel ons kan deel nie. U ken selfs dit, Here. U ken ons deur en deur. Ons wil vir u vra om ons harte te deurgrond, ons harte te vul met u liefde, met u vrede. En ons wil u kom vra, kom vul ons harte deur u Gees, sodat hierdie Kersfees ook 'n ware Christusfees sal wees. Here, kom word opnuut gebore in ons harte. En kom vernuwe ons harte. Here, u woord sê dat ons harte verskriklik belangrik is, want dit bepaal ons hele lewe. En so bid ons ook vanoggend, Here, daar waar ons harte verkeerde gedagtes het, daar waar ons harte seer en sonde dra, dat ons dit ook voor u sal kan neerlê, om vergifnis vra en vir herstel sal vra. Dankie Here dat u na ons harte kyk. Dankie Here dat u ons harte van klip wil wegvat en ons 'n hart van vlees wil gee. Vader, ons bid dat ons harte hierdie Kersfees sal klop in geloof en in hoop.
en in liefde. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons 'n gebedslied saam. Laat Heer u vrede deur my vloei. Deuteronomium 30 vers 6 is daar 'n seëngroet. Ontvang dit van die Here. Die Here, jou God, sal jou lewe en die lewe van jou nageslag aan hom wy, sodat jy hom sal lief hê met hart en met siel. Amen. Geliefdes, kom ons neem weer ons sitplekke in. Soos ons vroeër gesê het, is ons tema vanoggend 'n Kersfees hart en ons gaan eers kyk na verwarde harte. Verwarde harte is om te verwys na 'n tyd wat ons harte onseker voel of dalk de mekaar voel, om nie alles te verstaan wat aan die gebeur is nie. Beleef u dalk ook 'n verwarde hart in hierdie Kersfeestyd? 'n Verwarde hart oor die toekoms of oor finansiële druk? 'n Verwarde hart oor iemand wat u ken wat in die hospitaal is, siekte waarvan u bewus is, verlies, onsekerheid? 'n Verwarde hart oor die wêreldnuus? Dit wat daar buite aan die gebeur is, die verdeeldheid en die geweld waarvan ons lees in die koerante en hoor op die TV. Dalk voel u verward omdat dit nie vir u werklik soos Kersfees voel hierdie jaar nie. Daar is soveel mense, en van ons sit ook vanoggend in hierdie erediens, wat Kersfees nie beskou as 'n tyd van vreugde nie. Daar is van ons wat opnuut in hierdie tyd bewus is van ons seer en ons verlies. Daar is van ons wat hier sit en bewus is van iemand wat ons verloor het. Iemand met wie ons nie Kersfees gaan deel nie. Daar is van ons wat begrafnisse al gereël het oor Kersfees. En in hierdie Kersfeestyd gebeur dit weer. Ons gemeente het net Woensdag 'n roudiens gehad. En dan is daar soveel mense wat se kinders oorsee is of as gevolg van omstandighede wat alleen is en voel in hierdie Kersfeestyd. Maar kom ons gaan terug na die eerste Kersfees toe.
Hoe was dit met die eerste Kersfees gewees? Want wanneer ons die Bybel lees, dan lees ons dat met die eerste Kersfees was daar ook mense met verwarde harte gewees. Eerstens Maria, hierdie jong meisiekind. En 'n engel verskyn aan haar. Sy's 'n gewone meisiekind. En 'n engel verskyn aan haar. En dan word sy swanger sonder gemeenskap. En dan moet sy dit probeer om aan haar verloofde te verduidelik en aan die wêreld te probeer vertel. Dink net hoe verward moes haar hart wees oor die kinderstories wat haar seer gemaak het. Dink net hoe verward moes haar hart wees, want haar hele toekoms was onseker vandat daardie engel aan haar verskyn het. Dink net hoe verward moes Maria wees, hoe bekommerd moes sy wees. Toe Josef by haar kom en sê, hulle moet nou na Bethlehem toe reis, en sy moet naby aan die einde van haar swangerskap op 'n donkie daarheen reis. En dan is daar nie eers plek vir haar om te slaap nie. Sy eindig in 'n stal op en gee daar geboorte. Dink dit hoe verward moes Josef gewees het. 'n Loyale, pligsgetroue man. En dan hoor hy sy verloofde is swanger. Hy is so verward dat hy die verloving met Maria wou verbreek het. Haar wou los. En dan gee God vir hom die opdrag, maar gaan trou met Maria. Dink dit hoe verward en vol vrae moes sy hart wees. Die herders moes ook verwarde harte gehad het. Vir hulle was dit 'n gewone nag waarin hulle skape moes oppas en dan skielik verskyn daar 'n engel aan hulle. Dink net, hoe moes hulle harte verward, maar tog in verwondering wees. Die sterrekykers. Hulle sien die ster opkom en hulle weet 'n koning is gebore. En dan is hulle so verward. Hulle gaan na koning Herodes se paleis toe en gaan soek daar die koning. En tot hulle verbasing is die koning nie in die paleis gebore nie. En dan soek hulle oral en hulle volg die ster tot by 'n stal en 'n nederige krib. Hoe verward moes daardie sterrekykers nie wees nie. Die koning is nie waar hulle verwag nie. Koning Herodes se hart was so verward dat hy onrustig geword het. En toe hy hoor van Jesus se geboorte, was hy bang en hy was agterdogtig. En toe het hy die wyse manne bedrieg. En hy het 'n wrede bevel gegee dat alle seentjies onder 2 jaar oud in die Bethlehem gebied doodgemaak moet word. Wat leer die eerste Kersfees ons oor 'n verwarde hart? Maria het haar hart bewaar en sy het God se beloftes en trou oordink. Josef was in sy hart onseker en hy het vrae gehad, maar tog het hy in gehoorsaamheid opgetree. Die herders het gaan getuig en gaan verkondig wat aan hulle geopenbaar is. Die sterrekykers het aangehou om Jesus te soek. Ongeag van hoe verward hulle gevoel het hulle aangehou soek tot hulle hulde kon bring aan die koning. Tot hulle voor hom kon buig en hulle harte en hulle geskenke vir hom kon gee.
Maar ons leer ook dat 'n verwarde hart kan gevaarlik wees. Soos met koning Herodes, sy hart was so verhard dat hy so onrustig was, dat hy wou wraak neem. Hy was so bekommerd oor sy eie mag en gesag, dit het sy hart heeltemal verhard. Met die eerste Kersfees word daar getuig dat God ingryp, dat God betrokke is, ja selfs daar, waar menslike harte verward is. So wat gaan ons doen, gelowiges, met ons verwarde harte? Kersfees vra nie 'n volmaakte geloof nie. Hierdie Kerstyd vra net 'n hart wat glo en 'n hart wat vertrou op die Here. Romeine 10 verse 9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. 'n Kersfees hart is 'n hart wat glo. En daarom gaan ons nou staande in geloof 2 gesange sing. Kom ons staan en sing dit saam. Geliefdes, ons het nou vir 'n oomblik gekyk na verwarde harte en nou gaan ons ook kyk na dankbare harte. Want Kersfeestyd is 'n tyd van gee, van ontvang en van vieringe en van onthou goeie herinneringe. Maar Kersfees kan ook maklik 'n tyd word van spanning, finansiële druk, hoë verwagtinge van familie of vriende of van geskenke wat verwag word, emosionele herinneringe van vorige Kersfeeste wat nie so goed verloop het nie. En baie keer kan ons ook vasgevang word in ons eie
Kersfees tradisies en so besig raak met Kersfees dat ons vergeet waaroor die fees werklik gaan. Het u al oor hierdie Kersfeestyd 'n lys gemaak van u seëninge? 'n lys gemaak van watter geskenke die Here vir u in u lewe gegee het? 'n lys gemaak van waarvoor u dankbaar is? Ons raak dikwels te besig om dit te doen. Wanneer ons kyk na die herders, die skaapwagters en hulle voorbeeld wat hulle gestel het. Hulle het soveel skape gehad om op te pas. Maar toe die engele aan hulle verskyn het, het hulle onmiddellik gegaan. Hulle het hulle verantwoordelikhede gelos en hulle het gegaan na die koning toe. En nadat hulle by Baba Jesus was, het hulle gaan verkondig, ons verlosser is gebore. Skaapwagters was so dikwels geminag in die samelewing waarin hulle geleef het. So dikwels as minderwaardig beskou. En tog getuig God deur hulle. Deur hulle as gewone mense. En hulle reaksie van lof en van dank. Geliefdes, ons grootste Kersgeskenk, Jesus Christus, is ook vir ons gebore. Hoe lyk ons dankbaarheid? Getuig ons harte ook van 'n reaksie van lof en van dank aan die Here? Getuig ons harte, ons verlosser is gebore. Dankbaarheid begin wanneer ons besef, ons kan nie Kersfees verdien nie. Ons kan net Kersfees ontvang. Ons kan nie Kersfees koop nie. Dit is net God se genade. Geliefdes, die woord van God sê in Kolossense 3 vers 16, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê in God se woord, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. Dis Kersfeestyd. Is ons Kersfees harte van dankbaarheid. Ons gaan nou staande in dankbaarheid 2 gesange saam sing en nadink ook oor ons dankbaarheid in ons lewe.
Ons het gekyk na verwarde harte en dankbare harte. En ons sluit af met 'n Kersfeeshart. Is 'n hart van vreugde. Ja, Kersfeestyd is 'n tyd van vreugde, omdat ons harte op God gefokus is. Nie noodwendig as gevolg van ons uiterlike omstandighede nie, maar waar ons hart is, daar sal ons skat ook wees. Is ons harte gevul met die vreugde van die Here? Geliefdes, in Lukas 1 vanaf vers 46 sing Maria 'n loflied, net nadat die engel vir haar gesê het, sy gaan swanger word, 'n seun in die wêreld bring en sy moet hom Jesus noem. Ongeag van haar onsekerheid, sing sy 'n lied, 'n loflied met haar hele hart. En in hierdie loflied dink sy dan terug aan God se dade, God se barmhartigheid, God se beloftes en sy trou. Ek wil graag vir u lees net vers 46 en ek lees dit vanuit die 2020 vertaling. My siel loof die Here, my gees jubel oor God, my verlosser. Vreugde word nie altyd gekoppel aan omstandighede nie. Wanneer ons in die Bybel kyk wat ware vreugde is, dan sê die Bybel vir ons, ware vreugde word gevind by die Here. Wanneer ons God se trou onthou, wanneer ons sy getrouheid aanhou soek, want die Here is en bly getrou. Vreugde groei wanneer ons die Here se betrokkenheid in ons lewe soek. Wanneer ons sien, die hand van die Here is betrokke. Al is ons omstandighede nie maklik nie. En Maria kom leer ons hier iets besonders. In onsekerheid, in twyfel, jubel en juig sy in afhanklikheid vir die Here. Wat doen ons wanneer ons onseker is? Wat doen ons wanneer ons twyfel? Wat doen ons wanneer ons nie weet watter kant toe nie? Nie die antwoorde het vir ons vrae nie. Maria sing 'n loflied en 'n belydenis. Sy hou vas aan haar geloof, aan haar Here. En so, geliefdes, mag ons harte ook getuig dat God in ons lewe vir ons gebore is. Mag ons harte getuig dat ons God se vreugde ken, dat ons sy vreugde soek en daarna smag. Mag ons ook ons geloof bely en lofliedere sing, ongeag van ons omstandighede.
En veral in hierdie Kersfeestyd. Mag jy vashou daarin dat God se beloftes waar geword het in Jesus Christus. Dat God se beloftes waar geword het vir mense soos ek en u. En dat God getrou sal bly aan sy beloftes. Jesus is vir ons gebore. Mag ons Kersfeesharte ook getuig van die vreugde dat ons verlosser vir ons gebore is. Kom ons sing met vreugdevolle harte. Nou 3 gesange saam. Ons gaan die eerste een sittend sing en dan gaan ons staan vir die tweede en die derde gesang. Amen.
Geliefdes, mag ons in hierdie Kersfeestyd stil word en eerlik en opreg ons harte ondersoek met die vraag: is dit werklik Kersfees in my hart? Mag ons harte opnuut van dankbaarheid en van vrede getuig, wat verstand te bowe gaan. Mag ons Kersfees harte hierdie Kersfees klop vir Jesus Christus in geloof, in hoop en in liefde. Mag dit werklik vir ons 'n ware Christusfees wees. Amen. Geliefdes, ons gaan nou geleentheid gee vir die kollekte en daarna gaan ons afsluit. Liefdes, ons gaan 'n slotlied sing, as 'n wegsendingslied vandag. Ons gaan gesang 348 sing, Stille Nag, en daarna gaan ons uitbeweeg. Maar kom ons staan ook vir die seëngroet van die Here. Ontvang die seën van God uit Matteus 5 vers 8. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. Amen.